hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. Want aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. Ja, aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer, want U regeer. Baie dankie, kom ons. Goeiemôre. Baie welkom volgende by die erediens. Dit is lekker om so 'n kerk vol mense te sien. En ek wonder, het julle kans gehad om na mekaar toe te draai en vir mekaar ook goeiemôre te sê. Kyk maar so 'n bietjie rond in die kerk en dan sê ons net vir almal wat intussen ingekom het, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie vir almal wat nou nie vanoggend op hulle gewone plekke sit nie, dat julle alraai is daarmee. Waardeer dit, hoor. Ons dis wonderlik dat ons juis op hierdie dag as twee kerke bymekaar kom, die VG Kerk en die NG Kerk, want in hierdie dorp is daar, ek dink is 52 denominasies. Maar hierdie twee denominasies is van die protestantse kerke, gereformeerde kerke in die dorp. Daar is nog ander, maar ons is dankbaar dat ons bymekaar kan wees vanoggend as gelowiges. En daar op die skerm staan 5 van die beginsels van die reformatie. Toe die Martin Luther en Johannes Calvin hulle verskil het met die Rooms-Katolieke Kerk en hulle uiteindelik besef het, maar hulle kan nie bly nie, hulle sal moet gaan en eintlik gesê is om te gaan. Maar die 5 beginsels dra ons vandag nog steeds. En ons worstel nog steeds met hierdie beginsels. Wat julle daar op die skerm sien, dat ons absoluut glo dat ons deur genade alleen, en ek praat nou, dis waar ons dit kry, dat ons deur genade alleen gered word, dat die woord ons gids is. Ons is in moderne tye, dinge is baie anders, daar was die skerms toe die Bybel geskryf is en selfone, maar hier kry ons weer die beginsels. So ons kan nuwe dinge dink, maar ons moet dit maar weer toets aan die goeie ou tyding. Ons is oortuig dat ons deur geloof alleen gered word, nie deur werke nie, was niks wat ons as mense kan doen om ons te red nie, en dat ons Messias, ons verlosser Jesus Christus is. Daar is nie 'n ander verlosser nie, daar is 'n ander weg of 'n waarheid of lewe nie, en dat die hele lewe gerig is daar om God alleen te eer. Ons het nie konings of mense wat ons aanbid en eer nie, die Here is die Here alleen. Soos in daai gesindheid, wat ek dan ook vir ons wil lees uit Romeine 3 uit,
Ons Bybelstudiegroep is besig met hierdie teks en dit het vir my so baie beteken hierdie afgelope week. En ek is jammer oor die moeilike woorde wat in die teks is, maar dit staan vir sulke groot dinge. Dit is ons fotum, Romeine 3 vers 21. Maar nou, dis belangrike woorde daai. Na ons probeer dit met die wet. Maar nou word die geregtigheid van God, die vryspraak, die geregtigheid om in die regte verhouding met God te wees, waarvan die wet en die profete getuig het, word sonder die wet bekend gemaak. Dit is geweldige woorde. Hierdie geregtigheid voor God, gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Daar hoor julle die beginsels van die reformatie. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by almal van ons. En tog word ons goedgunstig op grond van die Here se genade vrygespreek deur die bevryding in Jesus Christus. En dit is wat ons vanoggend aan die nagmaalstafel kom vier. En daarom is dit ook my voorreg om julle te groet. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Kom ons antwoord die Here se groet met lied 215, Sion Gesang 130. Kom ons saam sing. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Juich hemel, aarde, roem sy naam, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Oorlog is lig van Israel, die Messias eer. Herken hom as Immanuel, en soek hom, vind hom, prys hom, Christus is die Heer. Verdwaasde mens, aanvaar dit nou, dat hy jou heil begeer. Bekeer jou en sy Gees sal jou laat loof en prys en jubel. Christus is die Heer. Wees volkere oprig en wys, besef dat hy regeer. Wil hom bo alle vorste prys en eer hom dagliks oral. Christus is die Heer. Hy wat as die oorwinnaar staan, kom op die wolke weer. Hef al wat leef jou lof let aan, en dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Bedankt. Dit is regtig baie lekker om hier voor te staan en julle te hoor sing. Ek het nou gedink ek gaan luister wie sing die lekkerste, die mans of die vroue, en toe besef ek nee, wat die almal is die lekkerste. Voordat ons gaan saam luister uit die woord van die Here, gaan Lisa vir ons 'n gebed voorlees. Kom ons maak die oë toe en bid ons saam. Here, ons God, U wat die eerste gemeente deur U Gees saamgebind het, ons kom vandag as kinders van een Vader, uit verskillende gemeentes, verskillende tradisies, maar met een geloof, een doop en een Here, Jesus Christus. Dankie dat U ons vandag aan U tafel nooi, nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat U genade groter is as ons verdeeldheid.
Ons bid dat u woord nou vir ons lewend sal word. Soos in daardie dae, toe die gelowiges saam was, alles gedeel het en u met blydskap gedien het. Laat u gees ook in ons harte werk, sodat ons die eenheid van die liggaam van Christus nie net met woorde bely nie, maar met ons dade uitleef, in liefde, in nederigheid en in diens aan mekaar. Spreek nou, Here, deur u woord uit Handelinge 2, sodat ons hoor hoe u vandag nog u kerk vorm, saamvoeg en uitstuur tot u eer. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie Lisa. Jy het dit pragtig gedoen. Dit is aan my voorreg om teologiese kandidaat Rewel Frans, julle het hom eintlik al klaar ontmoet in die VG Kerk ken hom eintlik so baie goed. Maar ek wil sê, mens moet dan jonk en fiks wees om so lewe te kan leef soos 'n student, want hy moes nou sy teses Vrydag ingee, en hy het my nou vertel van al die dramas wat hy gehad het, en hy sê vir my, nee, hy's reg vir vandag, en toe moet hy nog gister 'n begrafnis ook hou. So ons is bly ons praat oor genade vandag, hoor. Ons het baie vir jou. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre gemeente. Dit klink beter. Eerstens baie dankie Dominee Goosen vir die wonderlike voorreg om weer eens hier te wees saam met julle. Dit is altyd 'n seëning om medegelowiges onder een dak te hê. Kom ons rig ons gedagtes na ons teksvers vanmôre en mediteer op die woord van die Here. Ons hoofskriflesing van vanmôre is Handelinge 2 vanaf vers 44 tot 47. En dit lees as volgens. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered was. En 'n ondersteunende of 'n addisionele teks wat ons ook gaan lees, kom uit Korintiërs 9, Korintiërs 9 vanaf vers 12 of 13 tot 14. 13 tot 14, ja. En dit lees as volgens: omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlange vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Broers en susters, kom ons sluit gou die oë. Ons hemelse Vader, soos ons vanmôre vergader by u troon, Here, soos ons harte ontvanklik maak, Here, bid ons dat die woord wat val op vrugbare grond sal val, Here, dat die woord wat vanmôre uit sal gaan, Here, 'n transformasie binne ons harte en in ons siele sal bewerkstellig, Here Jesus. Here, maak ons ore oop en maak ons harte oop, Here, sodat die Heilige Gees kan beweeg. Here, stort die heilige bloed uit en raak ons hoofde aan, Here, raak ons harte aan, sodat ons mag leef vir U. Amen. Broers en susters, ons tema vanmôre is die krummels van broodbreek by God se tafel. Nou, die krummels van broodbreek by God se tafel mag vanoggend 'n bietjie van selfsprekend wees as ons kyk na die brood en wyn wat hier voor ons uitgelê is. Maar rondom hierdie geleentheid van die nagmaal, rondom hierdie geleentheid van broodbreek, is daar 'n paar goedjies om uit te pak rondom die nagmaal. Maar voor ons daar begin, is vandag 'n spesiale dag, broers en susters. Indien enige iemand gewonder het hoekom ons almal
vanmôre in die NG Kerk is dit Reformasiedag. Soos Dominee Martin gesê het. Dit is 'n spesiale dag op ons kerklike kalender en ek dink dit is belangrik dat ons as gereformeerde belydende lidmate weet waaroor hierdie dag gaan. En om eerlik te wees, ek dink nie almal wat aan die gereformeerde tradisie behoort, weet waaroor Reformasiedag eintlik gaan nie. So dis belangrik dat ons dit 'n bietjie uitpak. Dis belangrik dat ons kennis dra van hierdie geleentheid in ons geskiedenis, broers en susters. Ons kerk as gereformeerde kerk, as protestantse tradisie het 'n baie ryk geskiedenis waar, soos Dominee gesê het, die kerkvader Martin Luther sy 95 tesisse vasgespyker het teen die kerkdeur wat uitspraak gemaak het teen die afwatering van die kerklike tradisie, teen die afwatering van die kerklike woord. Soos Dominee gesê het, ons doktrine kom vanuit hierdie boek alleen. Daarop, tot vandag toe, op vandag, beklemtoon ons die belangrikheid van die woord as die enigste bron waarvanaf ons kerklike en Christelike lering afkom. Die rede daarom, broers en susters, omdat ons die Bybel beklemtoon as die alfa, nie die alfa en omega nie, maar die bron van ons Christelike lering, is om enige ander lering af te stry. Want dit is so maklik om dwaalleer of om enige ander lering te preek, maar in die gereformeerde tradisie beklemtoon ons die Bybel as sentraal in ons kerklike tradisie. En net so 'n interessante brokkie inligting rondom hierdie tyd van die jaar. In Duitsland was dit, en ek weet nie as dit nog steeds is nie, was dit ook 'n Christelike vakansie om die Christelike lering te vier te midde van die Halloween of Guy Fawkes vakansie en vieringe wat in daai tyd aangegaan het. So dis maar net om 'n bietjie balans en orde terug te bring na die wêreld toe. So wees gerus, broers en susters, die deurgronding en die geestelike aspek van vanmôre se boodskap kom vanuit 'n goeie plek en geen dwaalleer gaan van hierdie kansel af plaasvind nie. So met dit gesê en met die nodige erkenning gegee aan ons kerkvaders, kan ons vandag ons aandag weer terugbring by broodbreek waaroor die boodskap eintlik gaan. So, ek wil hê u moet net so 'n prentjie in u gedagtes skets van wanneer ons fisies rondom 'n tafel sit en brood breek. Spesifiek rondom 'n tafel. U het seker al agtergekom wanneer jy brood breek of 'n rol of 'n brood self sny, val daar natuurlik krummels op die grond of die krummels val op die tafeldoek en so. Nou, indien jy by so 'n geleentheid of by so 'n kuier gemaklik is, spesifiek by so 'n aangeleentheid, en jy geniet die geselskap, jy geniet die spys en jy geniet die drank, sal daar natuurlik tekens wees dat hierdie maaltyd 'n lekker maaltyd was. Wanneer mense gemaklik en gerus is rondom 'n tafel, sal daar tekens wees dat hierdie geleentheid lekker gevier was. Dat daar lekker gekuier was. So, in baie gevalle, u sal miskien kan getuig wanneer u braai. Hoe lekker dit die kuier, hoe meer skottelgoed is daar. Hoe lekker dit die kuier, hoe meer skoonmaakwerk is daar na die ete wat oorbly. Nou, ek weet nou nie van u nie, of die ervarings wat u het nie, maar gewoonlik by stywe geleenthede sit mense met 'n piering, hulle sit met 'n servet en dan boonop sit hulle met 'n skinkbord ook by stywe geleenthede en jy's so bang jy wil nie mors nie. Dis so 'n saak van jy wil nie buite jou nate wees nie, jy wil nie buite jou baan wees nie. Jy bly binne jou baan en jy geniet dit sonder om te mors by sulke kuier geleenthede. En by sulke geleenthede is daar nie gewoonlik krummels nie. Maar wanneer dit 'n familie en vriende kuier is, worry ons nie regtig nie. Of sommige keer. Maar wanneer dit vriende en familie is, ons worry nie eintlik hoe die kuier is nie, solank dit lekker is. Een persoon stap hier rond met 'n choppie, die ander ene, as hy opstaan van die tafel af, word sy braaibroodjie sommer in 3 gedeel sonder dat hy daarvan weet. Maar dis 'n vrolike en dis 'n lekker geleentheid wanneer ons gemaklik met mekaar is.
en ons gemaklik genoeg om onsself te wees. Nou by sulke geleenthede, by so 'n maaltyd, broers en susters, is daar skottelgoed of daar is krummels wat 'n groot taak is natuurlik om skoon te maak, maar dit is telke male die bewysstukke waar gemeenskap plaasgevind het. Dit is 'n bewysstuk waar daar geselligheid, waar daar gesprekke was, waar daar koinonia was. En die Bybelse tema vir gemeenskap is koinonia, wat 'n baie belangrike aspek is wanneer dit kom by broodbreek, spesifiek by die geleentheid waar ons vanmôre is. Nou, daar is geen Engelse of Afrikaanse ekwivalent vir die woord koinonia nie. Ongeag hoe hard ons probeer, ons kan dit beskryf, maar ons kan dit nie in 'n enkele woord uitdruk nie. Omdat koinonia was 'n kulturele aspek in die Christelike tradisie in die Nuwe Testament, waar medegelowiges met mekaar gekuier het. So die kuiers van die tradisionele Christene was so legendaries, hulle het dit koinonia genoem, en ons kan dit tot vandag toe nie beskryf nie, maar ons het die geleentheid om dit vandag te vier. Die beste voorbeeld van koinonia of gemeenskap kom voor in Handelinge 2 vanaf vers 44 tot 47. En koinonia se personifikasie, die illustrasie, die definisie van koinonia, vind ons in die volgende teksvers. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se omstandelike behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie broers en susters, hierdie teks is die personifikasie van koinonia. Die beste voorbeeld van gemeenskap, waar verhoudings gesmee word, waar verhoudings gebaseer word in geloof, op geloof in God, en ons gelykheid en mededeelsaamheid in God se oë en in God se koninkryk. So hierdie teks, broers en susters, praat van 'n maaltyd. Hierdie teks praat van 'n geleentheid waar brood en wyn, verhoudings en die fondasie van God se teenwoordigheid gemeenskappe vas aan mekaar bind. Nou, vanoggend se boodskap gaan nie net oor die maaltyd nie. Ek gaan nie net praat oor nagmaal en die geleentheid wat ons vanmôre gaan vier nie. Nee, vanmôre se boodskap oor koinonia gaan kyk wat op die tafel oorbly. Die boodskap wentel rondom wat oorbly na die maaltyd, die krummels wat op die tafel oorbly en wat dit aan ons beteken in ons Christelike lewe. Die krummels, broers en susters, wat telke male na maaltyd of broodbreek van die tafel afgevee word, sonder dat ons daaraan dink. Die klein stukkies wat telke male misgekyk word, gaan ons ondersoek. En eintlik watter treffende impak hierdie krummels wat oorbly op die tafel nadat ons brood breek, wat se impak dit op ons geestelike lewe inhou. Veral by geleenthede soos hierdie. Nou, as ons gou terugkyk na die teksvers in Handelinge, dink ek die disippels en die oud Christene van die Nuwe Testament, hulle het eintlik baie goed gedoen. Ek dink hulle het goed gedoen deur so 'n oomblik van koinonia te skep. Maar sommige tye wonder ek, broers en susters, u sien hierso, hulle was meer deelsaam, hulle het van huis tot huis gekuier en elke dag was hulle by die tempel. Nou, ek dink net vir my in, hoe sou dit gebeur het as hulle geweet het hoe om te braai? Nog meer in plaas van net broodbreek. Die lidmaatskap van die ou kerk sou seker eksponensieel gegroei het. Ek imagine het dit sou seker gebeur het. Maar ons het dalk nie vanmôre in die kerk 'n vuur en skaapchoppe nie, maar ons het vanmôre, broers en susters, die wonderlike geleentheid om die maaltyd
van die Here te vier en te vergader rondom die Here se tafel. Nou, broers en susters, duisende jare later, hierdie is in Handelinge wat hierdie gebeur het, duisende jare later, dieselfde maaltyd wat daar gevier het, het ons die geleentheid om dit vanmôre weer te vier. En hier sit ons ook, wat 'n teken is van die gemeenskap van God. Berge het verander, samelewings het gekom en gegaan, maar is dit nie wonderlik dat ons weer die geleentheid het om saam gesmee te word rondom die Here se tafel nie, om hierdie oomblik te vier nie. Nou, Handelinge 2 vanaf vers 42 tot 47, hierdie was 'n refleksie van die daaglikse lewe van hoe vroeë Christelike gemeenskappe met mekaar omgegaan het. En dit is 'n baie maklike beeld om te verstaan. Ek meen, hoe dit in Handelinge aan ons verduidelik word, is baie moeilik om dit mis te verstaan of om jouself te misgis oor hoe dit beskryf word. Maar die moeilikste gedeelte, broers en susters, die moeilikste gedeelte van koinonia, die moeilikste gedeelte van Christen wees binne Christelike gemeenskappe, kom na vore wanneer ons moet onderskeiding tref oor hoe ons dit in ons moderne lewens toepas. As ons kyk hoe ons hierdie model wat in Handelinge geskep was en uitgeleef was, hoe pas ons dit toe in vandag se tyd? Dit raak moeilik wanneer ons sulke tipe vrae vra aan mekaar. Die geskiedkundige agtergrond van die teks dui aan dat dit geskryf en uitgeleef was nie lank nadat die uitstorting van die Heilige Gees plaasgevind het nie, soos bespreek word in Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 13. So, hierdie fase van Christelike gemeenskap, van Christelike koinonia, het toe 'n belewenis geword na die Pinkstertydperk wanneer die Heilige Gees uitgestort was. Maar as ons vir mekaar vra vanmôre, hoe pas ons dit toe in ons moderne lewe? Word dit 'n bietjie problematies. Verskillende vrae duik op wanneer ons Christelike gemeenskap as koinonia bespreek in die moderne lewe. Vrae duik op soos: is hierdie aktiwiteit iets wat ons in ons moderne lewe wel moet toepas? Moet ons soos die vroeë Christene van huis tot huis beweeg en mense se sitkamers vol staan? Is dit net mense in die gereformeerde tradisie aan wie se deure ons moet aanklop? Of was dit, wat as ek nie om dieselfde tafel kan sit met hierdie spesifieke oom of tannie nie? Hierdie vrae, broers en susters, is telke male dinge wat opduik in ons moderne samelewing, wat hindernisse word, dat ons nie die Bybelse koinonia met mekaar kan vier nie. En baie van hierdie vrae, wat ons nie noodwendig uitdruklik aan onsself of aan mekaar vra nie, en nog meer kom na vore, wat veroorsaak dat ons nie om dieselfde tafel kan sit nie. En hierdie vrae is presies die faktore wat ons van mekaar afhou. En broers en susters, ek praat nie van die mense wat vanmôre in hierdie kerk sit nie. Ek praat nie van ons wat vanmôre in die kerk sit nie. Nee, ek praat van medegelowiges wie se geloofsbelijdenis anders as ons is. Ek praat nie van die mense wat in hierdie kerk sit nie, ek praat van medegelowiges wie se liturgiese en kerklike styl anders as ons is. Ek praat van medegelowiges wat die Here miskien op 'n ander manier prys of beskryf as ons. Die vraag is dan, hierdie vraag wat ons aan mekaar stel, broers en susters, dit is telke male die dinge, nie wat van ons wat vanmôre in die kerk sit van mekaar afhou nie, nee, dis die mense buite die kerkmure, wat ook in Jesus Christus as verlosser glo. Maar die vraag is, hoe praktiseer ons, hoe pas ons koinonia toe met die mense daar buite? Die Christelike geloof, broers en susters, is nie iets wat binne in 'n silo plaasvind nie. Dit is nie iets wat binne 'n vakuum plaas nie, wat in 'n vakuum plaasvind nie. Die Christelike geloof en ons aspek en ons tema vanmôre van koinonia is nie iets wat jy net hier apart
kan bekyk en praktiseer nie. Nee, dit is iets wat binne die kerkmure en buite die kerkmure plaasvind. Nie net mense wat hulself onderwerp aan die gereformeerde tradisie nie, maar mense ook buite ons kerklike tradisie. Ons mag dalk as gereformeerdes vanmôre mededeelsaam wees met mekaar. Maar die boodskap vanaf Handelinge, broers en susters, dui aan dat of iemand aanvanklik 'n heiden was en of hulle 'n Jood was, kan ons nog steeds rondom dieselfde tafel van God sit, want die tafel is lank genoeg. Maar die vraag vanmôre is, sit jy genoeg stoele rondom daardie tafel om mense te akkommodeer? Die aksie, broers en susters, wat bo op die tafel plaasvind, is nie iets wat ons doen of wat ons bepaal nie. Die aksie wat bo op die tafel plaasvind, waar brood gebreek is, waar bloed gestort was, waar Jesus se liggaam aan ons uitgedeel word, is nie 'n aksie wat binne ons hande is nie. Dis iets wat God gedoen het. So die tafel behoort aan die Here. So wanneer daar brood gebreek word, broers en susters, en ons herdenk God vir wat hy gedoen het, fisies val daar krummels op die tafel. Fisies mag daar dalk 'n bietjie wyn gespoel word. Maar die aksie van gemeenskap met God, as ook die aksie van gemeenskap en koinonia met mekaar, daardie krummels wat val, daardie klein bietjie brood en wyn wat val, wat op die tafel oorbly, daardie krummels, broers en susters, is nie net iets wat van die tafel af afgevee moet word nie. Dit is 'n teken dat daar gemeenskap was. Daardie klein bewysstukkies dat daar gemeenskap was, broers en susters. Net soos in ons kuiers by die huis, is 'n oomblik dat daar 'n ervaring was. Dit is 'n oomblik dat daar mededeelsaamheid was. Die bewys van 'n maaltyd, die bewys van God se maaltyd, waar daar krummels lê, is 'n teken van 'n oomblik waar gemeenskap en gesprek was, as ook 'n oomblik waar die Heilige Gees teenwoordig was. Die krummels wat dalk later op die kerk se vloer of op die tafel gaan lê, is 'n teken dat die Heilige Gees se teenwoordigheid daar was. Daar waar jy 'n stukkie brood tussen 'n medegelowige gedeel het. Dit is 'n teken, broers en susters, dat hierdie maaltyd geniet was en ons gesprekke ook onder mekaar gehou het, is ook daardie krummels. En soos daardie oomblikke wat val tussen mekaar, tussen gelowiges, waar daardie krummels val, is amper so sade wat val. Sade wat geplant word in ons harte en in ons onderbewussyn. Daardie sade wat geplant word, wat val tussen gesprekke, wat val tussen oomblikke. Daardie sade wat val, broers en susters, is 'n oomblik van mededeelsaamheid. Hierdie sade wat val, daardie krummels wat val, is 'n teken dat die Heilige Gees bewerk die verhoudings met mekaar. Die Heilige Gees bewerk verhoudings deur gemeenskap te smee deur middel van koinonia in hierdie oomblikke wat ons met mekaar deel. En broers en susters, dit stop nie daar nie. Ek wil 2 Korintiërs vers 9 2 Korintiërs 9 vers 13 wil ek 'n bietjie beklemtoon, en dit is die 1983 vertaling. Die laaste gedeelte van vers 13 sê: Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor die ander. Ek wil dit weer herhaal. En oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor die ander. Nou hierdie gedeelte, broers en susters, beskryf Christelike gemeenskap van bediening. Hierdie teksvers, dit bespreek die Christelike gemeenskap van bediening, waar ons met ander mense ons geloof bedien en met hulle omgaan en verkeer in ons geloof. Hierdie gedeelte beskryf dit, waar ons nie net met mekaar God dien nie, waar ons ook aan ander en die wêreld daar buite die Here dien.
Maar die voorbeeld wat Christene stel, die voorbeeld van koinonia, die voorbeeld van gemeenskap, moet nie net binne in hierdie 4 mure van die kerk plaasvind nie, broers en susters. Soos volgens vers 13, sal daar baie ander wees wat aan God eer toebring, weens die voorbeeld van gemeenskap wat Christene onder mekaar deel. Die voorbeeld wat Christene stel onder mekaar van gemeenskap van koinonia, is 'n bewysstuk van die mededeelsaamheid en die werking van die Heilige Gees. So ons doen dit nie net vir mekaar nie, broers en susters. Hierdie geleentheid, hierdie maaltyd wat ons met mekaar hou, dit is 'n voorbeeld vir die wêreld daar buite van die werking van die Heilige Gees. Deur julle bereidheid om te dien, deur julle gewilligheid om voete onder een tafel in te stoot, deur julle voorbeeld as volgelinge van Christus, lê daar bewyse. Deur julle voorbeeld van Christene, van julle voorbeeld van gemeenskap, lê daar bewysstukke van krummels. Lê daar bewyse van gemeenskap, lê daar spreekwoordelike skottelgoed wat ander mense dan aanskou, broers en susters, en aan hulle tentoonstel dat dit 'n kuier, 'n maaltyd, 'n gemeenskaplike geleentheid van Christus was, dat hierdie oomblik van gemeenskaplikheid, hierdie oomblik van koinonia, die maaltyd van Christus, het die kapasiteit om mense bymekaar te bring. En as antwoord daarop sal mense eer aan God toebring. Ek wil begin afsluit. Dominee Martin gaan nou binnekort die nagmaal bedien en ons gaan almal deelneem aan die maaltyd van Christus. Maar wanneer ons hierdie tekens neem, broers en susters, wanneer ons die tekens van die brood en die wyn inneem en regtig net 'n oomblik reflekteer en die betekenis hiervan inneem, wat se impak dit aan ons Christelike lewens het. Wanneer ons hierdie tekens neem, is dit belangrik om ag te gee, broers en susters, aan die krummels wat val. Daardie oomblikke van mededeelsaamheid, daardie sade wat geplant word. Dit is nie net brood wat gebreek word nie. Daardie klein elemente, daardie klein goedjies wat val in 'n oomblik van koinonia. Daardie klein elemente wat val en op die tafel oorbly na 'n oomblik van mededeelsaamheid, moet ons agting gee aan dit. Die klein elemente wat oorbly, daardie gemeenskap wat gesmee word deur middel van die Heilige Gees, wat in hierdie klein oomblikke plaasvind, broers en susters, is baie keer daai klein goedjies wat ons nodig het. Is baie keer daardie krummels wat ons nodig het, daardie klein herinnering van iets wat iemand dalk gesê het, of 'n oomblik wat ons gedeel het in so 'n geleentheid van gemeenskap, in so 'n geleentheid van koinonia. Baie keer is dit hierdie klein goedjies wat ons van die tafel afvee, wat eintlik 'n baie groot krag dra, baie groot betekenis dra in ons Christelike lewe. Baie keer is dit wat ons nodig het. En sommige keer is dit al wat ons nodig het. So terwyl ons dink aan die krummels wat oorbly op die tafel, broers en susters, mag ons eers bid vir langer tafels. Mag ons eers bid vir meer stoele. Mag ons eers bid vir meer borde, sodat ons meer gelowiges, sodat ons meer mense om ons tafels kan akkommodeer. Omdat die gemeenskap van Christus groot is, maar die sitplekke rondom ons eie tafels soms te min is. So die krummels is die sade wat in ons hart geplant word, om meer te doen en meer te wees. Nie vir onsself nie, broers en susters, maar ter wille van die gemeenskap en die liggaam van Christus. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir geleenthede soos hierdie, Here. Dankie dat U vir ons weer opgewek het om nog 'n geskenk van die lewe te kan ervaar van U hande af, Here. Here, baie dankie dat U vir ons vanmôre kon bymekaar bring in U huis om te hoor wat U vir ons wou gesê het, Here.
Here, telke male wanneer ons oë toemaak en ons gedagtes op U rig, Here, bid ons vir dit wat ons nodig het, Here. Here, ons bid vir ons omstandighede, maar baie keer, Here, bid ons nie vir ander nie. Ons bid nie vir mededeelsaamheid nie, Here, en ons bid nie vir ons gemeenskappe nie, Here. So vanmôre, Here Jesus, kom bring ons vir Piketberg na U voete, Here. Here, ons kom kniel by U kruis en ons dra ons gemeenskappe aan U, Here Jesus, dat ons dit nie in ons eie hand probeer bemagtig of iets doen deur ons eie krag en verstand nie, Here, maar dat ons dit in U hand plaas, Here. Here, terselfdertyd terwyl ons bid vir ons gemeenskap, bid ons vir langer tafels, Here, dat ons meer mense kan akkommodeer. Here, ons bid vir meer stoele rondom ons tafels, sodat ons meer medegelowiges rondom ons kan akkommodeer, Here, en ons bid vir meer borde, Here, sodat ons maaltye kan deel met medegelowiges. Here Jesus, ek bid dat U Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek, Here, dat die woord wat uitgegaan het, transformasie binne ons harte sal bewerkstellig, Here Jesus. Here, en daar waar ons die brood en die wyn, die heilige nagmaal gaan vier, Here, bid ek dat dit 'n deurgrondingsmoment vir ons gaan wees, Here Jesus. Dat ons net sal stil staan en dink aan dit wat U gedoen het. Daar waar U bloed uitgegiet was, Here, en daar waar U liggaam verskeur was ter wille van ons. Here, rig ons gedagtes op U, mag ons weer terugdraai en U 'n sentrale punt in ons lewens maak, Here. Ek bid dat U Heilige Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg, Here, en dat U ons harte sal deurgrond. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Terwyl baie dankie dat jy ons nie net herinner aan die nagmaal nie, maar veral wat rondom die nagmaal, jy kan maar net daar sit, dis reg. Wat rondom die nagmaal gebeur, ek dink dit is so verfrissend, baie dankie. Broers en susters, ek gaan ons herinner aan die betekenis van die tekens wat ons gaan gebruik. Die Bybel herinner ons dat die Here ons baie lief het. En ons weet dit omdat hy sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus vir ons baie lief is. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag in die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer ingestel het en aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry in die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou al hoe wonderlik dit in die hemel gaan wees. Ons sê deur die nagmaal vir die Here ook baie dankie vir alles wat hy vir ons doen en reeds gedoen het. Terwyl ons nou die tafel gaan gereed kry, wil ek vra dat ons hierdie lied sal sing. Ons eet die brood, drink die wyn. Eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil die honger. Eet die brood, drink die wyn, glo in hom en hy les die dors. Eat this bread, drink this wine, come to Christ and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in Christ and you will not thirst. Kom ons sê saam met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het.
wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Ek probeer nou soveel as moontlik krummels hier mors wat ek kan. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al jou sondes. Die wyn, die beker van danksegging, herinner ons aan die bloed van Jesus Christus, wat vergiet is tot volkome versoening vir al ons sondes. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat Jesus se bloed gevloei het tot volkome versoening van jou sondes. En dit het ons nou saam gedoen. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons bid saam. Almagtige hemelse Vader, die wonder van dit wat hier gebeur is te groot om in woorde te beskryf. Dankie dat ons vanoggend ook deur die woord herinner is daaraan dat dit wat hier met ons gebeur, dat dit ons harte en ons gedagtes vorm, ons gesindheid teenoor mense om ons, dat ons met sagte oë, met sagte harte met mekaar kan omgaan. Here, mag daar baie krummels en baie druppels van hierdie maaltyd tussen ons val. Here, die manier waarop ons met mekaar praat, ook hier in die diens, na die tyd, as ons saam tee drink, as ons hier vandaan huis toe gaan, mag ons harte vol wees in ons gedagtes, van hoe groot dit is, dat U deur die Gees ons harte so kan kom aanraak, dat al die reëls en die wette en die gesindhede van hierdie wêreld, dat dit soos mis voor die son kan verdwyn, en dat ons met U gesindheid, van nederigheid en liefde en diens, met mekaar kan omgaan. Here, help ons, veral ons wat baie keer streng is en dinge altyd netjies wil hou en tussen die lyne, dat ons sal weet, maar waar ons as gelowiges met mekaar te doen het, dan is ons soos familie. Dan kan ons na die tyd weer opruim, na die tyd weer skoonmaak, by mekaar maak. Here, herinner ons ook aan die weduwee wat vir U ook gesê het, Here, gee nie die krummeltjies wat van die tafel afval. Ons weet is ook nie vir ons bedoel nie, maar die krummels, mag ons dit vat. Help ons om mekaar raak te sien, Here, en mag ons U verheerlik met dieselfde genade wat U aan ons bewys het, dat ons in hierdie gemeenskap dit ook aan mekaar kan bewys. Dankie, Here, dankie. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so maar verlos ons van die bosse, want U is die
vir ewig en ewig. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange en lof na waarde sing, vervul en welbehaag ons harte met die Gees, skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. U wat as Hemelkoning in heerlikheid regeer, maak onder mense woning, daal as 'n diensknegt neer. En herders vind 'n herder, oor wie al dankbaar juig. En wyses vind die wysheid, voor wie hul bidden buig. Soos kinders
in vrede, ek het my Heer gesien. Vang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.